formules van die volgende te gaan teken en dan, ek wonder of almal die volle sin gelees het, en dan om te sê of hulle primêr, sekondêr of tersiêr is. OK, goed. Louis Hendrik, weet jy was nie hier nie, maar ek gaan en vir jou vra. Pent beteken hoeveel koolstowwe? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentan 1 ol sê vir jou op die eerste koolstof is daar 'n hidroksiel funksionele groep en hierdie behoort aan die alkohol homoloë reeks. Ja, bekende woorde. Dan Rikus primêr, sekondêr of tersiêr en waarom? Ja, helemaal. As jy geluister het, dan sou jy nog gehoor het ek sê ja. Hoekom? Nee. Ardo? Nee, sorry, jy gaan die volgende vraag my sê, nommer 2 vir my sê Rikus, gaan lees wat is 'n primêre alkohol? Ardo, hoekom, of wat is die tweede ene primêr, sekondêr of tersiêr en waarom? Sê weer? Hoekom? Okay. Jy het my mooi duidelik gesê, jy moet sê, hier is 2 koolstowwe gebind aan die koolstof wat gebind is aan die hidroksiel. Mooi. Ja, Rikus? Baie dankie. Okay, dan, wag so, hierdie ene is primêr, hierdie ene het ons gesê sekondêr. Xavier, die hexan 3-ol? Nee. Hoekom? Nee, die hidroksied is nie gebind aan 2 goed nie. Ek weet jy wil hom help, maar hy moet fokus op sy eie. Jy jok. Jy in die van die wal af in die sloot. Wat is gebind aan 2 ander koolstowwe? Wat gebind is aan die hidroksielgroep is gebind aan 2 ander koolstowwe. OK, goed. Hexan 2,5 diol. Dian, hex is hoeveel nou weer? En dan, wat beteken 2,5 diol, Frederik? So. Ja. En Linden primêr, sekondêr, tersiêr? Hoekom? Ja. En hulle is toevallig elkeen so. Okay, dan die volgende ene is 2-metiel-butan 2-ol. But is 4 koolstowwe en op die tweede ene is daar 'n ol en op die tweede ene is daar 'n metiel ook. Onthou as hulle vir jou vra vir struktuurformule, dan moet jy elke liewe binding en waterstof wys, nee, ek cheat nou. En wat is dit, Leandri? Tersiêr. Hoekom? Goed, en dan ja? Ek probeer vir jou, sê nou maar daar is een wat soos een wat 'n sekondêr is en daar's een wat tersiêr is. Dan sal jy sê die tweede funksionele groep of die tweede koolstof is dit en die derde een is dit. Ja. Okay. Dan hept beteken 7. 1 2 3 4 5 6 7 en dan het ons op die tweede een het ons 'n metiel en die vierde een en die sesde een en die derde een het ons 'n ol en die vyfde een het ons 'n ol. Amorai. Watter tipe alkohol is dit? Hoekom? Koolstowwe verbind. Mooi. Ja.
aan die methode. Wag, sê gou weer, bind die. Kan ek daai hidroksiel dan die hidroksiel aan die onderste koolstof? Nee. Nee, want dan so. Dan sou jy gesê het die ketting se naam is 2 metiel butaneenol. Sou sy naam gewees het. Okay. So die funksionele groep is altyd op die hoofketting. Altyd. Okay. Hoe kan jy vir gesê van ons sware werk vandag? Want ek wil baie werk doen. Dis maar dit. Okay. Goed, ons is by die karboksielsure. Ons het gister gedoen die alkohol, die aldehiede en die ketone. Nou is ons by die karboksielsure. Hierso is hulle funksionele groep en John Marie, wat is die funksionele groep se naam? Karboksielgroep. En jy vind hom by die karboksielsure. Anke, wat is die Lowry-Bronsted definisie nou weer van 'n suur? Die is 'n protonskenker. En in hierdie geval is dit hierdie dingetjie wat die protonskenker gaan wees. Daai waterstof wat gaan afgegee word. Kyk. Goed, ek gaan verder lees. Dit sê, hulle kan berei word deur die oksidasie van alkanole deur sterk oksideermiddels. Stadige oksidasie vind plaas in teenwoordigheid van suurstof, soos wyn wat oopgelaat word. Die gebruik is preserveermiddels. Wat is as jy nou etanoosuur, asyn in pekel. Wat die hel is pekel? Ja? Waar het jy gehoor van die woord pekel? Soos in watter opset in jou lewe? In kos, né? Soos gepekelde uitjies, gepekelde. Pekel beteken sout water. So as jy iets pekel, dan laat lê jy dit in 'n sout oplossing en dan baie keer gooi jy nou ander goeders by soos asyn of flavorings of wat ook al wat jy wil vir jou spesifieke gepekelde wat ook al. Benzoesuur in koeldranke gebruik ons gebruik dit in ons smettingsmiddel vir Dettol en Jase fluid en ons gebruik dit in die bereiding van esters. Dit is wat vir ons belangrik is. Jy kan sien ek het min gehighlight daar, want baie van die goed is net goed waaroor ek of al gepraat het of ekstra inligting, net interessantheid. En dan sê ek vir jou, karboksielsure is swak sure omdat hulle min ioniseer. Soos ek reeds gesê, dit ioniseer wel. En wie kan jy onthou wat is die definisie van 'n swak suur? Die vol definisie van 'n swak suur. Ja, ioniseer nie volledig. En hy gee vir jou 'n waarin ioniseer dit en wat gee dit vir jou? Om 'n hydronium-ione te produseer. Hierso is jou hydronium-ioon. Hydronium-ioon. En Dregan, ek het jou 'n vraag en as jy dit ek wil antwoord, dan maak ek dit oop vir 'n sweetie vraag. Watter spesiale soort binding vind jy in die hydronium-ioon? Anke ken die antwoord. Ja, ek kan onthou, maar kan nie. Spesiale tipe binding vind jy in die hydronium-ioon. Kan jy onthou, Dregan? Is waar een van die atome albei elektrone gee vir die binding. Die een het niks, die ander het 2. Dian? 'n datief kovalente binding. Klaus. Okay. Goed. Reg. So hierso kan jy sien, dit is 'n tipe karboksielsuur. Hoe weet jy dit? Dit is 'n dubbelbinding koolstof en dan hierdie hidroksielgroep by hom. Saam is dit 'n karboksielgroep en dan gee jy daai waterstof weg en dan vorm jy die hydronium-ioon en dan
vorm hy daai anion, daai negatiewe ion. Jy kan sien, dis 'n kort pyltjie vorentoe, wat beteken hy ioniseer onvolledig. Hy wil nie so graag ioniseer nie. Ekskuus tog julle. Dan kry ons ook 'n diprotiese suur. Ammonij, wat beteken diproties nou weer? 2 protone. Nee, so dit beteken 2 maal waterstowwe wat hy kan afgee. En as jy hierso sien, dan sien jy, hy gaan daai waterstof afgee en hy gaan daai waterstof afgee. Dan vorm hy hierdie ding. Jy het hom laas jaar, actually, het ons gepraat van hom. Dit is die oxalic acid. Oxalic acid, daar kan ek glad hier Afrikaans nou nie. Oxaalsuur. Dit is daai ene. Okay, dan reageer hulle met basisse om 'n sout en water te vorm. Hulle reageer met karbonate om koolstofdioksied en 'n sout en water te vorm. Okay, dis alles graad 11 goeters. Wat ek net vir jou wil sê is, onthou jy dat as ons 'n suur het, kan hy al hierdie goeters doen. En ons gaan nou net elke keer met hierdie spesifieke suur werk, wat 'n karboksielsuur is wat so gaan lyk. Jy kry klomp soorte sure, so nie alle sure lyk so nie, maar spesifiek die karboksielsure lyk so. Nou wat baie spesiaal van die karboksielsure is, is ons het gesê, en ek gaan gou inzoom hier, ons het gesê eergister, ergens, dat as gevolg van hierdie alleenpaar, vorm met 'n baie negatiewe enetjie hier, en 'n baie positiewe ene daar, En dan watter tipe binding kan daar vorm? 'n waterstofbinding. Waterstofbinding intermolekulêre krag. En dan het hierdie ene ook 'n baie negatiewe pool. So dit maak hierdie ding 'n baie polêre molekule, en dan het jy nou weer eens hier waar waterstofbinding kan plaasvind tussen negatief en positief, en hier waar 'n waterstofbinding kan plaasvind tussen negatief en positief. So hulle gebruik dieselfde positief hier 2 keer. Dit is nou nie belangrik dat jy dit so intens hoef te weet nie, maar wat jy hoef net te weet is, hier kan iets kom om aangetrek te wees tussen 'n positief en negatief, en hierdie kant. So wat ons hierso sê, is ons sien dat hierdie net 2 plekke vir waterstofbindings om plaas te vind. Okay, so as gevolg van hierdie negatiewe positiewe angle, die pool wat baie positief en negatief is, het jy 2 plekke vir waterstofbinding. So as ek het, waar trek ek my vraag? Louis Henry. As ek, jy was dalk nie, jy was nou 2 dae besig, Net 1. Watter soort intermolekulêre kragte het alkohole nou weer? Jo, Rikus, kan jy onthou? Lonnenkragte? Nee, hy het lonnenkragte ook, maar wat maak hom spesiaal? Alkohole. Hæ? Wie? Graad 12. Dit is iemand in graad 12, jy is graad 12, so ons moet luister. Maar, ja? Ardu? Blaai terug na jou alkohole toe! Ek skree nou bom, skryp julle almal. Dian, Sorry, het jy ook geblaai? ja, ek By die alkohole? is by die alkohol. Waar ons die alkohole familie bespreek het. Ja, ek moet jy nie daar. Rikus, watter soort intermolekulêre kragte is daar? Het jy notas gemaak terwyl ek gepraat het? Ja, Nou moet dit daar staan, groot, want ek het dit geskryf. By die alkohole. Ja! Halleluja. So, die alkohole en hoeveel plekke vir waterstofbindings het hulle, Rikus? 1. Jy moes geskryf het 1 plek. Alles wat ek neerskryf, moet jy neerskryf, ouens. Ek skryf nie die goed neer, want ek dink, dis cool nie. 1 plek vir waterstofbinding. Ek het nou net vir jou gesê, die karboksielsure het
2 plekke vir waterstofbindings. So, Louis Henry, watter een tussen karboksielsure en alkohole het sterker intermolekulêre kragte? Karboksielsure. So watter een se kookpunt en smeltpunt verwag jy moet hoër wees? Karboksielsure. Is julle met my? Ja? OK, goed. Reg. Nou sê ek vir jou hierso, gee die IUPAC naam. Hierso, van hier af lees. Gee die IUPAC naam en semi-struktuurformules vir die karboksielsure met die volgende aantal koolstofatome. Dian, die Ardo. As iets 5 koolstof het, wat is die voorvoegsel? Sê weer? Pentan. En Ardo nog steeds by jou. Kyk op bladsy 2. Wat is die agtervoegsel vir die karboksielsure? OK, nou sê dit vir my by die pentan. Dan is hy pentanosuur. OK, so hy weer, wat sal die een wees met 7? Heptanosuur. Mooi. OK. Dian, hoe lyk die karboksielsure se funksionele groep nou weer? Die C met die dubbelbinding O met die OH. En hierdie een spesifiek moet 5 C's het. So daar's klaar 1 C, 2, 3, 4, 5. OK. Maar wat het hulle voorgevra? Hulle het gevra vir die semi-struktuurformules of die gekondenseerde struktuurformules. So hierdie ene gaan ek skryf CH3, CH2, 1, 2, 3 van hulle COOH. Kyk of jy saam met my stem. Juffrou, kan jy dit anders skryf? CH3, CH3, CH3 of COOH. Ja, kan jy skryf. Maar my vraag is, Amorey, aan jou, hoekom skryf ek nie O2 nie? Want die 2 O's is nie aan mekaar gebind. Dankie, die 2 O's is nie aan mekaar gebind nie. OK. Ons het net gesê 7 is hept. So is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou wil ek jou net gewys dat jy dit wel aan die ander kant ook kan skryf, die funksionele groep. Jy kan ook om hier hê, dubbelbinding O, H. So. OK, en dan al jou H's. Dan gaan jy nog steeds sê COOH en dan CH2 1 2 3 4 5 CH3. OK. So jy gaan nie die OOH speelbeeld skryf nie. Dis altyd eers die C en dan alles wat aan hom gebind is. OK. As jy 'n O voor dit skryf, dan beteken dit is aan die vorige C gebind. Ja. Juffrou, is dit oor die algemeen moontlik dat meer as een homoloogreeks in dieselfde gebind? Dit is moontlik. Maar ons is nie daar nie. OK. Kan hierdie funksionele groep in die middel van die ketting wees? Jean Marie, hoekom nie? Dan is dit 'n ester. Maar ester het nie daai H nie. Kyk net gou vinnig, nê? Dit is onmoontlik om te gaan. Sê nou maar ek gaan so. Sê dan sê ek dubbelbinding OH. Wat is fout daarmee? Dis te veel binding. Daar's te veel bindings. Die koolstof kan net 4 bindings maak. OK. So hy kan nie dit so in die middel van die ding wees nie. Goed. Dan is ons nou by die esters. Nou die esters is waaroor die prakties gaan wat ek met jou wil doen. OK, so jy wil mooi luister, maar jy het al die ander goed nodig om by die esters uit te kom. OK, ek gaan lees. Dit sê, hulle het hierdie funksionele groep en hierdie funksionele groep het nie 'n naam wat jy moet ken nie. En hier is 'n R en daar's 'n R met 'n streepie. Wat beteken dit? Dit beteken maar net dit is 2 verskillende R's. Dit kan dieselfde wees, maar dit hoef nie dieselfde te wees nie. Menende die een kan aangaan vir 100 koolstof en die ander een kan aangaan vir 1
Of hulle albei kan 100 wees, of wat ook al. Okay. Esters het aangename reuke, of is die aangename reuke van blomme en vrugte en word in van parfuum en geurmiddels gebruik. So enige iets wat 'n flavour het 'n ester in. So jou haargel het 'n ester in. Jou obviously jou parfuum, jou cologne, jou shampoo, jou gesigwas, jou jy weet jy kry lekker daai toutjies wat 'n flavour het. Dit is 'n ester in. Wat van my aloe vera vaseline? Nou die aloe vera is aloe vera, maar die aloe vera geur het 10/1 ook 'n ester in, want aloe vera is 'n blom of 'n plant en dit het esters in. Maar ek sal graag wil weet gelykheid. Maar anyway. Okay, dan hoor nou hier in jou lewe, dis hoekom dit so lekker ryk. Vette is ook esters. Vette en olies. Jy weet soos as choppy braai en hy ryk so lekker, dis 'n ester. Okay. Vette is esters van versadigde sure met versadigde sure met lang koolstofketTINGs en olies is esters van versadigde sure, onversadigde sure met lang koolstofketTINGs. Okay, so daar's 'n verskil tussen vette en olies. Vette is van versadig. Wat beteken versadig nou weer, Anke? Slegs, het was geen meer rechtvaardige dis hetzelfde. Yes. En onversadig beteken nou is dubbelbindings, okay? Dis hoekom 'n olie so maklik beweeg, want ons dubbelbindings wat kan breek en vorm en breek en vorm en breek en vorm. En vette is mos harde goeders, né? Nee? Hy kan nie so maklik beweeg nie, want hy's net enkel bindings, so hy's meer rigied. Maak dit sin wat ek sê. Okay. Wat wil ek nou nog vir julle gesê daarso? Okay, ek het nog 'n lang storie, maar kom ons gaan gou aan. Dit sê daar, margarine word vervaardig deur die hidrogenasie. Dis is 'n proses wat jy van gaan leer in 'n les of 2. Die hidrogenasie, versadiging van sonneblomolie. So hulle vat sonneblomolie en dan maak hulle margarine daarvan. Afhangende van die graad van hidrogenasie word harde of sagte margarine gebruik. So hulle kry die olie van sonneblomme af en dan hang af hoe baie waterstof hulle bysit. Dan kry jy harde margarine of sagte margarine. Hoe meer waterstof jy bysit, hoe harder word die margarine, want hoe meer dubbelbindings verander in enkelbindings. Okay, so olie het klomp dubbelbindings, harde margarine het meer enkelbindings. Het julle geweet, back in the day het hulle toe daar klomp fabrieke en so begin het hulle sonneblomme geplant vir sonneblomolie vir fabrieke, om die fabrieke en masjinerie te olie. En toe gaan baie van die fabrieke uit en hulle het nie meer so baie steenkoolfabrieke en wat ek al nodig nie. En toe sit hulle met al die sonneblomme, so hulle wat nou? En toe begin hulle dit aan mense te verkoop om in te neem. So oorspronklik was sonneblomolie nie gemaak vir menslike gebruik so erg soos wat hulle nou doen nie. Obviously, ons is nie almal dood nie, maar dit is net interessant om te dink as dit nie vir 'n masjien gewerk het nie, nou kry ons dit. Anyway. Goed. Seep word ook gemaak deur vet of olie saam met natriumhidroksied of kaliumhidroksied te verhit. Hoekom in die lewe sal jy natriumhidroksied of kaliumhidroksied by seep wil insit? Wat doen hierdie hidroksiede? Hulle is nee, glad nie. Hulle is albei basisse en basisse voel seeperig en hulle maak skoon. Hulle is baie goeie skoonmaakmiddels. Okay, so hulle sit hierdie skoonmaakmiddels by seepe. Hoekom? Want 'n seep moisturize jou by vette, want vette en olies moisturize jou vel. Die seepmolekules is dan ionies aan die een kant. Hoekom is hy ionies? Want die hidroksiede is ionies en hy's nie polêr aan die ander kant van die vette en olies en daarom kan 'n seep in water oplos, maar nog steeds die olierigheid van jou vel afwas, wat super cool is. Okay, obviously julle kan sien ek het nou niks daar gehighlight nie, want niks is eintlik belangrik wat ek gesê daar vir jou nie, maar dit is super interessant. Want dalk gaan jy enige fabriek oopmaak wat eet jou flippin broodjie. Wat vir so waar jy seep gaan vervaardig of dalk stel jy daarin belang om jou eie olies en seepe en arome en goed te maak. My ma maak haar eie olies en seepe en arome met juist hierdie goeders. Dit is 'n fabriek hiervan. Nee, kombuis is haar fabriek. My ma het 'n boer met druiwe en olywe. So met die olyfolie maak sy seep en room en die wêreld. Okay. Goed. So,
Esterfikasie, doem, dis 'n proses, AC, die agtervoegsel AC beteken die proses van esterification, condensation, elimination. So dis die proses van esters te maak, so die proses om 'n lekker geurmiddel te maak. En hierdie is 'n belangrike ding vir jou prakties en jou eksamen. Okay, hier is die definisie. Sê, die proses waar 'n karboksielsuur en 'n alkohol verhit word om esters te vorm. Soos vat die karboksielsuur, vat die alkohol, bring hulle bymekaar en dan vorm daar 'n ester. Nou, reaksietoestande. Hierdie reaksietoestande is super belangrik in chemie. Want jy kan nie net enige goed met mekaar gooi en dit gaan plaasvind. Jy het baie keer 'n katalisator nodig want jy moet die aktiveringsenergie verlaag, of jy moet dit warm maak, of jy moet 'n suur wat gooi, of. So vir elke proses wat ons gaan doen in die jaar, moet jy vra juffrou, wat is die reaksietoestande? Okay, dis dieselfde nou hierso. So daar moet ideale reaksietoestande wees vir julle om te leer. Is hierdie die perfekte toestande? Ek twyfel, maar julle kry tog iets in. Okay. Jy moet 'n klein hoeveelheid gekonsentreerde swavelsuur byvoeg. Okay, nou laas jaar het ek vir jou gesê, as ek sê Marx, dan sê jy, is dit wat jy gesê het? Ek kan nie nou wat, iemand het iets gesê, maar ek kan nie nou wat nie. Maar ek het ook laas jaar gesê, as ek sê suur, dan sê jy hydronium-ion. As ek sê hydronium-ion, dan sê jy vir my suur. Julle onthou daar twee? Nou, hierdie jaar, as ek vir jou sê swaalsuur, dan sê jy vir my water. As ek vir jou sê water, dan sê ek my swaalsuur. Okay. Daai twee moet gelink wees in jou kop. So, jy gooi 'n klein hoeveelheid gekonsentreerde swaalsuur by. Hoekom? Want hy gaan water verwyder en hy tree as 'n katalisator op. So, daai swaalsuur het twee funksies. Hy gaan water verwyder, die suur, hy vreet water weg, en hy maak dat die reaksie vinniger plaasvind deur die aktiveringsenergie te verlaag. En dan die volgende ding wat jy nodig het ook is hitte. Okay, so jy moet warm maak en jy moet swaalsuur weggooi. Nou gekonsentreerde swaalsuur is so 'n perserige, bruinerige, olierige vloeistof, baie vretend. So ek het 'n eksperiment gedoen 1 jaar in Hermanus nog en die meisie wat nog elke keer eksperimente se kous aanpas of skoen aanpas dus Anke, so oopdrag is daar. En sy het net so druppel laat val op haar kous en toe dis soos haar kous begin so wegvreet. En obviously al goed gebrand ook. Sien jy? Sy is okay. Ek my dogter na haar vernoem, maar vir ongeluk ek nie dit besef na die tyd. Maar sy is alright. Sy het ook 'n paar ander dinge oorgekom in die lewe, so sy is 'n bietjie. Sê weer? Nee, net so sy's 'n bietjie 'n loskop. So sy het byvoorbeeld en was in my hokkiespan en het haar ek dink haar gesig was met 'n hokkiebal gestref en net ons gaan. Maar dis hoekom ek hierdie sê, wees versigtig met swaalsuur. Hierdie goed is nie speelgoed nie. Okay. Reg. So, in swaalsuur. Hoe swaalsuur nie. Ester, hoe werk dit? Julle hoef nou nie hierdie neer te skryf. Ek wil julle net gou ietsie wys. So, daar het ons, wat trek ons? En ek wil graag daai ding se naam weet. En dan gaan wil ek hierdie ding se naam weet. Ja, en weer? Metanoesuur, baie mooi. Ja, gaan. Watter alkohol, wat is sy naam? Etanol, mooi. So, jy sit met 'n alkohol, jy sit met 'n karboksielsuur en as jy hulle saam in 'n houer gooi, bietjie moeilik want metanoesuur is 'n gas, my nooit. As jy hulle bymekaar sit, bietjie swaalsuur bysit en warm maak, dan kom hierdie twee goeters bymekaar. Wag, ek wil net gou hierdie ding uitvee. Hierdie twee goeters kom so bymekaar. En dan wat gebeur is die swaalsuur vat hierdie dingetjie weg
en hy vat, wag, ek moet net hierdie weg, so, hy vat hierdie dingetjie weg, hy vat hierdie dingetjie weg, dan maak hy water, so swaalsuur, haal daai weg, en dan kom hierdie twee goeters by mekaar, en dan vorm dit 'n ester. Okay, en daai proses se naam is esterifikasie. Okay, so jy vat 'n karboksilsuur, jy vat 'n alkohol, bring dit bymekaar, verhit dit 'n bietjie en dan gaan die swaalsuur die water verwyder en hierdie twee kom bymekaar en hulle merge en dit vorm 'n ester. Is julle met my? Maar kan julle sien hoekom het ons hitte nodig hierso? Want ons het sigma bindings gebreek en om sigma bindings te breek nodig jy baie energie. Jy nodig hitte, jy nodig ekstra hulp. Jy's swaalsuur hitte. Okay, goed. Nou, hierdie ding se naam gaan wees, ander ding het gesê, ons begin met metanosuur en etanol. Right? Nou, in hierdie ding, die metanosuur, die ding hierso met die dubbelbinding O, hy word gesien by die ester as die hoofketting. En hierdie ding waarin die alkohol gebind was, etanol, word gesien as die syketting. So metanosuur, omdat hy daai dubbelbinding O het, word die hoofketting en die alkohol word dan gesien as die syketting. Okay, en dan hierdie ding se naam verander na etiel, etanol, etiel, metanoaat van metanosuur af. Okay, so die etanol word etiel en die metanosuur word metanoaat en dit gaan altyd so wees. Die alkohol vorm die syketting en die karboksilsuur vorm die hoofketting. Ja. Kan dit net 'n etiel en 'n metiel wees of kan dit Nee, enigiets. Wat ek vir jou hierso wil wys en jy sê kom ek hierdie ene gedoen het. Jy kan sien die syketting hier is langer as die hoofketting, wat by geen ander struktuur van toepassing is nie, want die hoofketting is altyd die langste ketting, by een van die ander is. Sy weer, sit jy met jou selfoon voor jou? Sit daai ding weg. Oh my word! Sit jy met jou foon voor jou? Jy het nie jou foon by jou nie. Ja, ek weet, maar in my lewe was Arthur nog nooit so ge-intrigue in sy notas soos in die afgelope 2 sekondes nie. Okay, great. Next, bly jy fokus. Goed, so ek gaan weer sê. 'n ester is die enigste ene. Die ester is die enigste ene waar die syketting langer mag wees as die hoofketting. Okay, so al wat jy hier gaan moet memoriseer is die alkohol word die syketting en die karboksilsuur word die hoofketting. Okay? Dan wat ek ook wil hê jy moet vir my gesien het, nou kan weet ek nie of ek hierdie alles weer moet oorteken nie. Ek gaan sommer net hierso wys. So hierso het ek vir jou dieselfde ding gewys as wat nou net, ek wil net vir jou jy moet sien hoe kom die prentjies bymekaar. Die karboksilsuur wat baie het om te gee, soos hy het baie weird goeters. Hy gee 2 goeters weg. En die alkohol wat net min het om te gee, relatief tot die karboksilsuur, gee 1 ding weg. Okay, so hy gee 2 goeters, hy gee 1 ding en dan kom hulle bymekaar. Wat beteken hierdie driehoekie nou weer, Amonai? Daai driehoekie, wat beteken dit? Hitte. En wat beteken hierdie ding nou weer, Louis Henry? Die H+. Hy kry suur by in die vorm van swaalsuur, gekonsentreerde swaalsuur. Okay, kom ons kyk hoe lyk hierdie. Eers sê ek vir jou, ons vat metanosuur en metanol. Okay, so ons begin easy peasy. So metanosuur. Soos wat gaan aan dink julle hier langs aan? Is juffrou Andrie in die klas? Olga? Okay, so ons het metanosuur en ons het metanol. Daar sê ek kan nie al my waterstowwe ingevul nie. Wat gaan gebeur hierso is daai waterstof en hierdie O en H word uitgehaal. Wat haal hulle uit? Rikus, wat verwyder daai 2 goeters daar uit?
As ek sê water, dan sê jy swaalsuur. En spesifiek hierso gekonsentreerde swaalsuur. Haal dit uit. Verander is in die klas. Is hy nie in die klas nie? Ja, geskryf. Okay. Luister, maak gou hierdie vir my klaar asseblief. So, jy haal daai goedjies uit, jy bring hulle na mekaar toe. Kom jy weg? Nee, wat sê jy vrou? Akantie. O, daar moet 'n streepie inkom, sorry. Okay, so hierdie ene gaan so, dan word dit 'n O en dan 'n C. So. En dan is daar water. Okay, so ek gaan nou twee kleure die hele tyd gebruik. Metanoosuur was daai ding en hy is daar. En metanol is hier en hy is daar. So nou wil ek weet, waar trek ek met my vrae? Ardu, wat is hierdie ester se naam? Hierdie ester, hierdie organiese produk se naam. Sê weer? Nee, is nie 'n etiel nie. Nee. Jy mag iemand bel as jy wil. Nee. Ja, wie bel jy? Ek bel vir Linden nie vrou. Linden, incoming call. Thank you, dis nie so moeilik nie. Die alkohol, metanol, word 'n metiel. En die metanoosuur word 'n metanoaat. Okay, so daai metiel, metanoaat. Okay, nou wil ek andersom doen. Okay, ons gaan eers die naam sê van die ester wat gaan vorm. O, sorry, ek het nog nie so gesê, jy verrit dit ook, né? Okay. So sê etanoosuur en metanol. Etanoosuur en metanol. Okay, wat gaan die ester se naam wees? Sê weer. Pragtig. Metiel. Hoe weet hy dit? Want dit gaan altyd die alkohol wees wat die suiker dan vorm, altyd.
En dan die karboksielsuur gaan die hoofketting word etanoaat. Soos altyd. Okay, so het etanoosuur so met metanol so en weer sjoes. Jy het nodig gekonsentreerde swaalsuur en hy het twee funksies. Hy tree op as 'n katalisator en hy verwyder water, ja. Wag, sê geweer? As jy jou vra om hierdie reaksie te teken, kan jy wat van kondenseerde swaalsuur net al. Jy kan skryf H+, maar as hulle vir jou vra, watter reaksietoestand is nodig, dan moet jy sê gekonsentreerde swaalsuur. Okay, so dan gaan hierdie ene wees 1, 2, dubbelbinding O, C. So ek het hierdie ding daar gaan sit en hierdie daar gaan sit. En dan vorm daar ook water. Is julle met my? Ja. Hierdie funksionele groep moet daar wees, so in daai volgorde. Of dit kan 'n spieelbeeld wees ook. Okay, doen gou vir my daai op bladsy 19 daarbo aan asseblief. Ek wil gou en dan jou huiswerk, hoe laat lê die klok? Okay, so jy gaan doen nommer bladsy 19 vir huiswerk. En bladsy 20, maar kyk gou vir my op bladsy 20 asseblief. Moenie hierdie gedeelte doen nie. Moenie daai ene doen nie. Doen net daarbo. Kyk, moenie die onderste lyntjie doen nie. So jy het bladsy 19 en 20 as huiswerk.